Goeiedag en baie welkom by Alles Afrikaans. Ek is die boekeman, Nico Skamrol. Vandag plaas ek die kollig op Stefan Dufton Moore, verkope en bemarkingsbestuurder by Prins & Prins Diamonds in Kaapstad. Stefan is nie net geolie in die diamant- en juweliersbedryf nie. Hy is ook 'n bekwame klassieke musikant en het in Europa en die Verenigde State gestudeer en in 4 instrumente gespesialiseer. Hy is 'n ywerige liefhebber van die kunste en tree steeds by uitgesoekte funksies op. Hy beklee ook 'n pos as inwoner orlis by 'n Kaapstadse gemeente. Ek het by hom gaan aanklop en ek wou meer weet aangaande die Cullinan diamant wat in 1907 aan koning Edward VII geskenk was, as ook 'n museum waarvan min mense bewus is, en laastens, watter kwalifikasies het mens nodig indien jy in die rigting wil studeer as 'n gemoloog? Stefan, baie welkom by Alles Afrikaans. Jy is die verkope en bemarkingsbestuurder by Prins & Prins Diamonds in Kaapstad. Baie welkom. Hallo Nico, baie dankie. Dis wonderlik om hier saam met jou 'n bietjie te kuier. Yes, welkom. Kom ons gesels net eers oor Prins & Prins. Vertel ons kortliks wat hierdie juwelier so verskillend maak. So Prins & Prins is een van die Kaapse ou familiejuweliers. Die eienaar van ons maatskappy, Dr. Petrie Prins, het nadat hy sy MBA in die 70's behaal het, besluit om uit die veld van geologie en mineralogie oor te skuif na besigheid toe, en hy het toe Prins & Prins Diamante in 1982 geopen hier in die Kaapse Middestad. En dis wonderlik dat ons nou al vir 40 jaar hier in die Kaapse Middestad werk met 'n wonderlike kliëntebasis wat bestaan uit beide lokale kliënte as ook 'n groot deel kliënte wat internasionaal vir ons besoek. Ja, Stefan sê vir my, julle het nogal 'n hele paar bekende kliënte ook, nee, kan jy vir ons so, ek wil nou nie sê name drop nie, maar jy kan vir ons so 'n naam of 2 laat glip. Ja, ons het nou al 'n paar mense gehad in die musiekwêreld. Ons het byvoorbeeld vir James Blunt hier gehad, ons het van Hollywood mense gehad, Keith Sutherland was hier so gewees, Penelope Cruz, ander akteurs, ons het Shamelinda Bellingham wat een van Engeland se groot aktrises was wat 'n paar jaar terug oorlede is, sy was 'n kliënt van ons. Ons het tot die koninklike familie van Servië was hier by ons ook gewees. En dan natuurlik, jy weet, ons het nou al 'n paar lokale gesigte ook gehad hierso wat mense sal herken, en een van die mense wat ons baie bevoorreg is om eintlik 'n vriend van die maatskappy te kan noem, is natuurlik ons eie Annelien Kriel, mevrou Wêreld van 1974. So Absoluut, beide ja. op eie bodem en internasionaal is ons baie gelukkig dat ons wonderlike kliënte het. Ja, julle is gehuisves in die Huguenot huis. Wat is die geskiedenis agter hierdie gebou en wat is nog oorspronklik aan hierdie besonderse gebou? Weet jy, dit is soos jy sê, dit is werklik waar 'n besonderse gebou. Dit is gebou in 1752 as 'n familiewoning hier in die Kaap, en dit was tot en met 1810 vir 4 families na mekaar het dit gedien as 'n familiewoning. Die gebou het toe daarna hande verwissel en daar was 'n groep wynhandelaars wat gesamentlik die perseel oorgekoop het. En gedurende die 19de eeu het ons gebou die grootste wynhandelsentrum in die land na Groot Constantia geword. En dis eintlik wonderlik om te dink dat jy weet hierso is al geskiedenis hierso van 1752 af. Nou die wynhandelaars het baie spesifiek net met die Franshoekvallei se wynmakers handel gedryf. So daar was een of ander assosiasie met die Franse Hugenote gewees. En gedurende daardie tyd het ons gebou se naam Hugenote huis dan ook ontstaan. En die gebou word nog steeds na verwys as Hugenote huis. Ons het tydens die restaurasie projek wat die gebou ondergaan het in die laat 80er en vroeë 90er jare, het ons 'n paar fantastiese ontdekkings gemaak hierso, maar die belangrikste vir ons is ons het oorspronklike muurskilderye wat dateer
van die laat 1700s, net hierso voor die draai van daai eeu, omtrent so 1795, was hier muurskilderye gedoen binne in die woning. En ons het dit ontdek onder verskillende lae verf tydens die restaurasie. Fantasties. So ons het kunswerk hierso wat eeue oud is en wat absoluut fascinerend is om na te kyk. Ek kan dink hoe kliënte dit moet bewonder, afsien van die diamante, is daar nog 'n bietjie meer te bewonder. Julle doen ook 'n toer deur die gebou, nee? Dis korrek. Ons het eintlik een van 3 toere wat ons doen. Eintlik 4 as 'n mens nou iets anders ook bysit. Ons gee vir besoekers aan die gebou die geleentheid om bietjie deur die gebou te stap. Ons kan hulle begelei deur die gebou en vir hulle bietjie die geskiedkundige aspekte van die gebou uitwys en vir hulle die geskiedenis van die gebou vertel. Dan het ons ook in wat die oorspronklike wynkelder is, ons goudsmede wat ons werk vir ons vervaardig op die perseel. Aurum Art is die goudsmede wat verantwoordelik is vir alles wat skitter hier by ons. So ons neem hulle daartoe, hulle kan sien hoe hulle werk met edelstene en met goud. En dan het ons ook 'n museum op die perseel. Ons het 'n museum oopgemaak 'n paar jaar terug wat ons kyk na die minerale skatte van suider, maar meer spesifiek Suid-Afrika. En dan natuurlik ook as mense belangstel oor die algemeen in enigiets te doen met diamante. Byvoorbeeld, hoe prys ons diamante, hoe gradeer ons diamante, of ander edelgesteentes, doen ons dit as 'n tipe van 'n, of nou laat my Afrikaans my nie steek, 'n educational, wat ons ook vir belangstellendes kan aanbied. Of fitkundige toer, nee. Maar daar's die woord. Ek wil vir jou ietsie vra. Ek wil net gou terugkom na hierdie murals toe, hierdie muurskilderye. Kon hulle geïdentifiseer word wie dit gedoen het of deur wie dit gedoen is en wie dit is wat op hierdie muurskilderye verskyn? Ja, ongelukkig ons kon nou nie tot 'n konklusiewe of tot 'n antwoord kom van wie die persoon is wat verantwoordelik was vir die verf van die skilderye nie. Want daar's geen name wat ergens geteken is onder enigiets nie. Maar wat ons wel weet is die skilderye bevat portrette van die familie wat hier gebly het op daardie stadium. Dit was die von Wielig familie. En wat vreeslik interessant is hulle het hulle self laat uitbeeld as Romeinse gode en godinne. Die ma het ons, kan jy nou glo, die ma het haarself laat uitbeeld as die godin van die maan, Luna. Dan het ons 'n portret van die dogter wat haarself as die godin van vrugbaarheid, die godin Ceres laat uitbeeld het. En dan is daar 'n baie interessante portret van die seun wat hom as die god van wyn, Bacchus, laat uitbeeld het. En ek vind dit natuurlik vreeslik fascinerend want hulle het toe natuurlik die huis verkoop aan die wynmakers, aan die wynhandelaars. Wat toe nou verantwoordelik was vir die res van die geskiedenis van die gebou. Omtrent 'n verbeeldingryke familie. Absoluut. Maar kyk, as 'n mens nou in daai jare, as 'n mens nou 'n portret van jouself laat doen, weet hoekom sal jy dan nou nie 'n Romeinse god of 'n godin wil wees nie? Ek weet nie of dit 'n bietjie tongelies. Ja, absoluut. Ek weet net nie vandag se terme wat ons wil wees nie. As jy het veel keuses deesdae. Dis nie. Ek wil ook terugkom na hierdie toer. Jy sê mense kan sien hoe juweliersware en so aangemaak word, maar die ding met Prins en Prins Diamonds is dat julle maak nog die juweliersware op die ou manier en dit is met die hand en die masjinerie, is ek reg? Dis korrek. Ons is letterlik en figuurlik old school as dit by dit kom. Ons koop byvoorbeeld, as die proses begin, ons het ons ontwerpers hierso wat vir ons sketse sal doen en voorstellings van die items wat ons wil maak, het sy dit vir voorraad is en of dit 'n spesifieke bestelling is vir 'n kliënt. Ons sal 'n voorstelling maak. Ons koop ons goud in 'n baie fyn vorm aan en dan begin ons die hele proses deur die goud te smelt hier op die perseel, die goud te bewerk en die item dan te begin vervaardig deur elke liewe stap. Daar is natuurlik 'n groot gedeelte van die juweliersmark vandag wat bestaan uit CAD/CAM juweliersware. Dit is nou die sogenaamde computer-aided design en computer-aided manufacture
juweliersware. Nou, dit is iets wat ons nou nie juist doen nie. Ons verkies om maar op ouer gewoonte en op die ou tegnieke van jare terug ons juweliersware met die hand te vervaardig om te kan verseker dat dit wat ons vir ons kliënte aanbied, nie net vir hulle gaan hou nie, maar dat dit ook iets is wat na kinders en kleinkinders toe aangegee kan word. Ons wil seker maak die juweliersware gaan hou deur die eeue. Ja, en dit is absoluut uniek. Dit is ja, jy kry dit omtrent vandag nie meer. Dit is ongelukkig, dit is amper in 'n mate 'n kuns en 'n vaardigheid wat besig is om uit te sterf. Ja. Sê my, wat is die mees gewildste diamant? Alle diamante is seker gewild, maar watter een is die mees gewildste? Want daar is baie tipe diamante wat jy kry. Ek dink amper, as ek nie verkeerd is nie, kry jy blou diamant en jy kry jou Kaapse geel diamant. Watter een is maar die gewildste? So, ons verkies om te werk met stene wat lokaal verkrygbaar is en met dit natuurlik wit diamante sal altyd gewild bly, want 'n wit diamant het mos maar net 'n ongelooflike sprankel en 'n skitter aan die steen. Maar dan sien ons ook vir mense wat 'n bietjie meer kieskeurig gaan wees om iets bietjie anders te hê, vind ons dat daar nog 'n redelike groot aanvraag is na die werklike skaars geel diamante ook. Wat ons noem fancy yellow diamante. Ja. So dit is maar van die meeste versoeke wat ons kry. Ons het natuurlik ook 'n paar versamelaars onder ons kliënte, waar ons dan nou ook al reeds 'n paar pink diamante en blou diamante vir hulle moes gekry het oor die jare. Daai stene is natuurlik redelik skaars en hulle is ongelooflik waardevol. En dit is tog wonderlik om te weet dat daar mense in Suid-Afrika is wat ook kyk na daardie tipe beleggings en wat daai tipe waardering het vir stene. Ja. Mens dink nie altyd aan diamante as 'n belegging of as 'n versamelingstuk nie, jy weet. Dit is party mense lyk vir my versamel diamante wat ons posseels versamel. Ja, kyk, daar is natuurlik 'n verskil tussen iemand wat net 'n klein diamantjie koop en iemand wat dan nou werklik waar geld wil belê daarin, want die mens moet dit sien as 'n baie langtermyn belegging. Dit is nie iets wat vir jou sommer binne 3 of 4 jaar 'n opbrengs te gaan lewer. Jy moet dit baie tyd gee. So dit is iets wat jy koop en jy sluit dit weg in 'n kluis. Maar ook moet 'n mens seker maak dat jy die regte tipe diamant koop in terme van die kombinasie van kleur en suiwerheid en grootte en snit. En met dit kan ons natuurlik ons kliënte lei en vir hulle aanleiding gee van wat die beste gaan wees vir hulle. Fantasties. Dan wil ek jou nog 'n dingetjie vra. Nou, na die dood van koningin Elizabeth II, word daar weer verwys na die Cullinan diamant. Kan ons meer van die geskiedenis agter hierdie diamant vertel? Kan jy vir ons meer vertel van die Cullinan? Ja, sekerlik. Die Cullinan was natuurlik die grootste diamant wat ooit ontdek is in die geskiedenis van die edelsteenbedryf of die edelsteenwêreld. Dit was in 1905 ontdek en die diamant het 3106,3 karaat geweeg. Dit was 'n absolute bilie van 'n diamant gewees. Nou vir die mense wat nou 'n absolute rots. Die mense wat nou die begrafnis van nou die oorlede koningin Elizabeth gekyk het op die TV, sou gesien het bo op haar kus was die sogenaamde Imperial Crown en die Royal Scepter gewees. Ja. Nou, dit is maar net 2 van die stene wat van die Cullinan diamant geslyp was. Maar hulle was natuurlik 2 van die grootste stene wat daar uitgekom het. Nou, ongelukkig was daar nou ook 'n klomp mense wat nou soort van opspraak gemaak het en gesê het, maar nou dat die koningin oorlede is, moet daai diamante terugkom na Suid-Afrika toe, want dit is natuurlik hierso ontdek. Dit het van die Cullinan myn afgekom daar naby Pretoria. Nou, die interessante ding met dit is dat Thomas Cullinan het die plaas gekoop, of die myn gekoop in omtrent so 1898 van 'n ene meneer Prinsloo.
Nou, die myn was in privaat besit gewees. Dit was nie iets wat aan enige van die regerings behoort het nie. En ten tye van die ontdekking van daardie diamant, het ons die ou Transvaalse Republiek gehad, natuurlik in daai jare, wat gedeeltelik selfregerend was. En die Britse koning was destyds staatshoof gewees van die Transvaalse Republiek. En generaal Louis Botha was natuurlik die eerste minister gewees. Korrek, ja. Nou, op 17 Oktober 1907 het die Transvaalse regering die diamant gekoop by Thomas Cullinan. En hulle het 150.000 pond betaal vir daai diamant. Nou, dit is 'n enorme hoeveelheid geld. Kyk, ek sit as ek dink wat dit moet wees in vandag se terme as mense nou moet omsit. Maar die diamant was toe gekoop en dit was toe vir die koning gegee ter ere van sy 66ste verjaarsdag. Die koning het dit toe na Europa toe gestuur waar die stene geslyp was. Dit was in Amsterdam deur die maatskappy Asher & Co gesny en geslyp. En die slypproses het toe meer as 3 jaar geneem. Nou, die stene is toe daarna terug na die koning toe, waar dit dan nou natuurlik gebruik is in die koninklike juwele. Daar was toe nou nog stene wat geslyp was deur die maatskappy. Daai stene het die maatskappy gelukkig die voorreg gehad om actually daai stene te kon behou, want hulle het dit gehou in lieu van die kostes om die hoofstene te slyp. Hulle het toe 'n seleksie kleiner diamante geslyp en hulle het natuurlik omdat hulle toe nou besit gehad het daarvan daai diamante verkoop en hulle het dit terugverkoop aan Suid-Afrika. En op 28 Junie 1910 het die Unie van Suid-Afrika 'n verdere 6 stene vir koningin Mary gegee. Hulle het dit in 'n halsnoer laat monteer en hulle het dit toe as 'n geskenk aan haar gegee. So ongelukkig gaan daai stene nie terugkom nie en ons kan ook nie eintlik aanmaning maak daarop nie, want dit is stene wat gekoop was van 'n private myn en wat as 'n geskenk gegee was. Dit het geensins eintlik enigsins iets met die regering uit te waai gehad nie. So die stene bly nou op hierdie stadium nou maar nog in Engeland, maar vir die mense wat dit gesien het op die TV, hulle moet weet, hulle kyk na 'n stuk geskiedenis wat ons moontlik nooit weer in ons lewe gaan sien nie, want ek twyfel of ons sommer vinnig weer 'n diamant gaan kry soos die kan. Ja, definitief nie. Wat vir my interessant was, weet jy, ek het gelees, ek dink dat dit so iets soos 1.15 of 1.18 miljard jaar geneem vir daai diamant om uit die aarde uit na die boonste gedeelte van die kors te beweeg. Ja, dis korrek. Ek sê 1.8 miljard, is 1.8 miljoen jaar. Ja. Weet jy, dit is, diamante is eintlik een van die oudste dinge op die planeet wat jy in jou hand kan vashou. Ja, absoluut. Want as ons nou gaan volgens wetenskap, diamant het al reeds 3 biljoen jaar terug begin vorm. Ja, letterlik saam met die planeet. En diamante vorm nog steeds vandag, maar hulle vorm natuurlik baie diep in die mantel van die aarde. Enigiets van 120 tot 600 km, selfs 'n bietjie dieper binne in die mantel van die aarde vorm hulle. En dan is dit natuurlik 'n vreeslike vreeslike roete wat hulle opgehaal het na die oppervlakte, want hulle het met vulkane opgekom na die oppervlakte toe. So dit kan wees, ook die Cullinan diamant, as mens kyk na die rowwe steen, hy is vreeslik interessant in terme van die vorm van die steen, en hulle dink dat daai steen miskien net 'n gedeelte is van die oorspronklike diamant, en dat met daai vulkaniese aktiwiteit wat die steen na die oppervlakte toe gekom het, dat die steen moontlik opgebreek het. Stefan, in die museum wat julle ook huisves in die Huguenot huis, het julle 'n voorbeeld van die Cullinan diamant en ook dit wat afgesny was van die oorspronklik ding, of was soos 7 of 8 diamante, nee. Julle het dit ook. Ja, dis korrek. Ons het actually 'n afbeelding van die oorspronklike
rowwe diamant. Dis reg. Ons het 'n uitbeelding daarvan en dan het ons ook voorbeelde van dis eintlik 9 geslypte diamante, die hoofdiamante ja, wat die- daarvan gekom het. So ons het dit hierso, ons het 'n spesifieke uitstalling wat spesifiek net hulde bring aan die Cullinan diamant tussen al ons ander uitstallings. Ja. Sê vir my, besoekers is welkom by hierdie museum. In watter tye mag besoekers na die museum toe kom? Die museum is oop vir enigeen wat belangstel en die wonderlike ding van ons kant af is dat daar is geen toegangsfooi vir die museum nie. Vir enigiemand wat 'n belangstelling het in diamante, edelstene, minerale of ons bedryf, hulle is welkom om die museum gratis te kom besoek. Die museum is 'n geregistreerde attraksie met Kaapstad Toerisme en die museum is oop gedurende die week van 9 uur in die oggend tot 5 uur in die namiddag, Saterdag van 9 uur in die oggend tot 1 uur in die namiddag en ongelukkig net op publieke vakansie daar en Sondag is die museum gesluit. Fantasties. Nou is daar nog 'n dingetjie wat min van ons luisteraars weet. Julle huisves ook Mevrou Wêreld 1974 Annelien Kriel-Bacon se bekende 2 rokke. Die een is die kreerrand aandrok as ook die diamant aandrok wat sy gedra het gedurende die kompetisie. Dit is seker redelik gewild. Dit is, weet jy, ons het dit as ek nou vir jou so geheim kan vertel, ons het dit eintlik baie strategies geposisioneer in die museum ook, want dit is een van die eerste goed wat jy sien soos wat jy instap, want daai rokke is maar net so absoluut pragtig. Annelien se tradisionele aandrok was natuurlik geïnspireer deur die goudvelde van Suid-Afrika. En ek ben tot vandag is Suid-Afrika nog steeds 'n wêreldleier as dit kom by goudproduksie. Ons produseer of ons land bevat omtrent so 49, amper 50% van die goud van die wêreld. En die storie agter die kreerrandrok spesifiek. Die kreerrand was 'n paar jaar van tevore vir die eerste keer gemin in Suid-Afrika. En ons land het natuurlik toe in 1974 toe Annelien Londen toe gegaan het vir die Mevrou Wêreld, het ons die geleentheid gehad om bietjie bemarking te kon doen. En hulle het toe die kreerrand geïnkorporeer in haar tradisionele aandrok en dit was 'n geweldige suksesvolle event gewees, want die kreerrand het toe nou van daar af gegaan om seker die mees suksesvolste goudmuntstuk in sirkulasie te word. So ons het daai rok van haar hierso. Die rok nou natuurlik vandag bevat nou ongelukkig geen werklike kreerrande nie. Ons het nou maar nabootsings van die kreerande op. So as iemand nou dink hulle gaan 'n groot Hollywood rooftog hier by ons beplan, moet ek nou ongelukkig vir hulle sê dat luister, hulle planne is nou in die wiele gery, want die werklike munte is nie op die rok nie en hulle gaan met 'n klomp plastiek munte hier uitstap. Maar dit is nog steeds wonderlik om te aanskou, want jy het 'n idee van hoe die rok gelyk het. Absoluut. En dan natuurlik haar aandrok, soos jy sê, die diamantrok is natuurlik geïnspireer deur die diamantvelde van Suid-Afrika en die kristalle wat ingewerk is in die rok het ongelooflik mooi geskitter onder die kolligte op die verhoog. Dit het gelyk asof sy in diamante bedek was. En sy is maar Suid-Afrika se diamant. Ek wil haar amper as die ster van Afrika kroon. Ja, en ek weet daar's baie mense wat baie lief is vir Annelien. Daar's baie mense wat ek weet nog steeds vreeslik baie respek het vir haar en ons is baie bevoorreg van die maatskappy se kant of om haar ook as 'n vriend van die maatskappy te kan ken. Absoluut. Stefan, ek wil net vir jou laastens vra, watter studies moet 'n belangstellende volg om hierdie rigting te studeer, byvoorbeeld om in te gaan as 'n gemoloog of in 'n juweliersware bedryf, behalwe natuurlik nou om te gaan swat vir 'n ontwerper. Watter ander belangrike rigting is daar of watter studies moet hulle volg? Nou, so daar is verskillende kursusse wat 'n mens by verskillende fakulteite in Suid-Afrika en internasionaal
kan doen. Daar is byvoorbeeld die Harry Oppenheimer Diamond College in Johannesburg waar jy kursusse kan gaan doen. Maar ek persoonlik, byvoorbeeld my sertifikate wat hier agter my is op die muur, dit is sertifikate wat ek verwerf het deur die Gemologiese Instituut van Amerika. Hulle is die oudste laboratorium en hulle is ook die mees vernaamste internasionaal. En daar's 'n klomp verskillende kursusse wat 'n mens moet doen as jy uiteindelik jou akkreditasie as 'n gemoloog wil hê. Daar's verskillende kursusse wat vir jou deur alles van 'n gekleurde stene neem, en dit is die identifisering van gekleurde edelstene, en mense kyk ook 'n bietjie na die geskiedenis van hulle, waar hulle aangetref word, hoe verskillende stene vorm, so dit kan nog as redelik tegnies word ook. En dan natuurlik geld dieselfde vir diamante. Daar's verskillende kursusse rondom dit. En dit is alles ter voorbereiding vir jou om enige steen wat voor jou geplaas word te kan identifiseer. En natuurlik moet jy dan ook die eienskappe van die steen kan uitken om seker te maak, is die steen behandel of is die steen nog in sy natuurlike toestand? Is dit 'n sintetiese steen? Is dit 'n steen wat uit 'n laboratorium uitgekom het? Of is dit 'n werklike natuurlike steen wat uit moeder aarde uitkom? Nou al hierdie akkreditasie kan ongelukkig 'n bietjie tyd neem. As die mense dit byvoorbeeld op 'n kampus gaan doen, kan 'n mens omtrent so binne 'n jaar se tyd jou volle akkreditasie as 'n internasionale erkende gemoloog verwerf. Of alternatiefelik kan jy dit deur korrespondensie ook doen, en dan natuurlik het jy tyd aan jou kant. So dan kan jy jou eie pas stel in terme van hoe lank jy wil neem om jou akkreditasie te verwerf. Fantasties. Stefan, ek wil vir jou sê baie dankie dat ons met jou kon gesels het en al die inligting wat jy vir ons gegee het. Ons waardeer jou tyd en ons wens almal van julle alles van die beste toe by Prins & Prins Diamonds. Ons hoop julle kry baie besoekers. Ek het wel 'n paar blinkklippe hierso op die plaas opgetel. Ek gaan hulle vir jou saambring so in 'n sakkie, as hulle net vir my kan seker maak, jy weet, dat dit definitief klippe is, hoor. Ons sal so maak, kom gerus deur. En ons nooi enigiemand wat wil kom, ons vier vanjaar ons 40ste verjaarsdag. Verraggies. So as mense wil deurkom, kom ook deur. Ons bied vir al ons kliënte tot die einde van die jaar 'n heerlike glasie vonkelwyn aan. So ons vier fees saam met al ons kliënte tot die einde van die jaar. En hopelik sien ons vir jou dan ook sommer binnekort hier by ons. Definitief, ek gaan my sakkie klippe bring, hoor. Mooi dag vir jou. Totsiens, hoor. Bye. Dit was dan Stefan Dufton Moore van Prins & Prins Diamonds. En hulle is in Kaapstad, en as jy hulle wil besoek, die museum veral, is op die hoek van Loop en Houtstraat in Kaapstad. En hulle webwerf www.prinsandprins.com. Dankie Stefan vir jou gesels, en aan u luisteraars alles van die beste en mooi loop tot volgende keer. Totsiens.